Die eerste 9 verse lees. Van die krib tot die troon. As jy notas neem, dis die tema van die krib tot die troon. Ons vra weer die Here se hulp. Ons Vader in die hemel, ons roep U weer aan vanaand. En Here, ons het al baie keer bely, ons het U nodig. Maar ons wil dit nie net met ons monde sê nie, ons wil dit met ons lewens wys ook. Waar ons gedurig in gebed kom, gedurig na U toe kom, gedurig uitroep om hulp en vra dat U ons sal help. En ook vir vanaand, Here, sal U ons harte oopmaak, dat ons met blydskap hierdie woord ontvang en bly wees oor die salige en ewige hoop wat ons in Jesus Christus het. Nie net Kersfees nie, maar ook dit wat kom. Amen. Kersfees is vir ons seker, vir almal van ons hier, 'n tyd van vrede. Ek onthou toe ons kinders was, ons het in die platteland gebly. Ons het Kerstyd in die strate gespeel, daar voor ons huis, tennis gespeel in die straat, en dan sê jy maar net chips as daar karre kom. Nie dat daar vreeslik karre gekom het daai tyd nie. In die straat, meeste mense is maar rustig by die huis of hulle is weg met vakansie. Die groot mense het op die stoep gesit, Kersdag ook, en ou Kersaand, weens Louis Trichardt, dis warm, dis somer, so somersnag, ons het 'n oop stoep gehad, groot stoep, almal buite gesit en kuier, en dan as die son sak, dan gaan stapgesinne om die blok, jy weet, lekker somers weer, somersnagte. Onthou daai tyd ook as jy verby vreemdelinge stap, of selfs daar was op die stoep sit, en mense wat jy glad nie ken nie, wat verby stap, hoe groet hulle mekaar? Onthou jy, geseënde Kersfees, maak nie saak of jy hulle nog nooit van tevore gesien het nie. En tog is Kersfees, al sê ons is 'n tyd van vrede en so aan, tog is Kersfees net die begin van daai vrede. Deur Jesus Christus se geboorte, sy lewe, sy kruisdood, sy opstanding, is daar 'n groter vrede wat kom. En dis waarvan Jesaja skryf in Jesaja 11. Nou kom ons lees vers 1 tot 9. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy sal vreugde vind in die vrees van die Here, en hy sal nie regspreek volgens wat sy oë sien nie, en nie oordeel volgens wat sy ore hoor nie, maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde tref met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie. En die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koei en die beerwyfie wy, en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi, soos die os. En die suigeling speel by die gat van 'n kobra, en die gespeende kind steek sy hand uit na die nes van 'n adder. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Ons kyk heel eerste, vers 1 tot 5, koning van geregtigheid. In C.S. Lewis' boek The Horse and His Boy is daar 'n meisie, haar naam is Erebus,
Nou Erwis het haar stiefma se slavin in die moeilikheid laat beland. En toe kry sy natuurlik sla met 'n lat oor die rug. En later in die boek dan ry Erwis op haar perd deur die woestyn en skielik sien sy hier's 'n leeu. En die leeu kom vir haar. En die perd hardloop, maar die leeu is vinniger. En die leeu haal in en die leeu spring op agter en met sy naels krap hy so oor haar rug. Nou sy het weggekom, die leeu het haar nie doodgemaak nie, maar daai merke het sy gehad om te wys. Diep wonde wat die leeu in haar rug gekrap het. Later, toe ontmoet sy die goeie en die gawe en vriendelike leeu, kinders, leeu, ontmoet sy die leeu Aslan. Aslan is 'n leeu wat so groot is soos 'n perd in die boek. En Aslan sê vir haar, ek het jou gejaag. Ek het daai wonde in jou rug gekrap. En hier sy woorde, the scratches on your back, tear for tear, throb for throb, blood for blood, were equal to the stripes laid on the back of your stepmother's slave because of the drugged sleep you cast upon her. You needed to know what it felt like. Presies wat sy laat gebeur het met haar stiefma se slavin, presies die hoeveelheid houe, presies daai hoeveelheid wonde het sy teruggekry. En dit is wat gaan gebeur in die Messias, in Christus se heerskappy, onder sy koningskap. Daar sal geregtigheid wees. Elke een sal kry wat hy of sy verdien. Nie meer nie, nie minder nie. Vir die wat op Jesus Christus vertrou, die wat in hom glo, sal daar vergifnis wees van hulle sondes. Vir die wat hulle sonde liefhet, as jy jou sonde liefhet en aanhou met jou sonde, sal Jesus jou doodmaak vir ewig. Nou Israel, net om vir 'n bietjie konteks te gee van Jesaja 11, Israel het gerebelleer teen God. Afgode gedien en sonde volhard, die armes en weduwees en weeskinders onderdruk en so aan. En toe sê God, om jou te oordeel, gaan ek my byl skerp maak. En hy het sy byl skerp gemaak. En daai byl se naam was Assirië. En hy het gesê, ek gaan die boom van Israel kom afkap. In hoofstuk 10 vers 15, byvoorbeeld sien jy die Here praat van Assirië, as jy nou by vers 4 begin, dink ek. Vers 5 begin, lees jy van Aser in die ou vertaling, dis Assirië. Vers 15, dan noem God vir Assirië my byl. En dan aan die einde van hoofstuk 10, vers 33, sê die Here, maar kyk, die Here van die leerskare slaan met 'n skrikwekkende geweld die takke af, en die hoog uitgeroeides word omgekap en die verhewenes neergegooi, vers 34, hy sal die digte takke van die bos met die yster omkap, en Libanon sal val deur die heerlike. So God kap die boom van Israel af. Wat bly oor? Hoofstuk 11 vers 1 sê vir jou wat oorbly, net 'n stomp. Soos dat jy 'n boom afkap, daar bly die stomp in die grond, dis wat oorbly van Israel, maar iets gaan uit hierdie stomp groei. 'n Klein takkie, 'n spruitjie gaan uitkom, sê vers 1, uit die stomp, en daai spruitjie, daai groen takkie gaan groei, en 'n groot, dik, sterk tak word, en soos vers 11 sê, of 11 vers 1 sê, en daai tak sal baie vrug dra. Nou jy sien in hoofstuk 4 vers 2, praat dit ook van die Messias, van Jesus wat gaan kom. In die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. Hy sal die vrug voortbring, Jesus Christus wat kom. In Jeremia hoofstuk 23 vers 5 praat dit ook van die Messias wat kom. En hier is die tipe taal wat Jeremia gebruik. Kyk, daar spreek die Here dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. Dis Jesus, dis die Messias wat kom, dis van wie Jesaja praat. Nou, hoekom noem hy in vers 1 die stomp noem hy, of hierdie stam noem hy Isaai? Isaai is mos Dawid se pa. Hoekom sê hy nie net die stomp is Dawid nie? Want Jesus kom uit die geslag van Dawid. Hoekom teruggaan na Isaai toe? Jy sien, al die konings wat gekom het uit Dawid se nageslag, nie een van hulle word genoem Dawid nie.
Jesus kom uit die stomp van Isaai. Wie is uit Isaai gebore? Dawid self. So Jesus is die nuwe Dawid. Jesus is die tweede Dawid. Wat sal kom en hy's meer as net die nageslag van Dawid. Vers 1 sê hy's die wortels. So Jesus is die nageslag, hy kom uit Dawid, hy's die seun van die mens, maar Jesus is ook die wortel van Dawid, hy's God, Dawid kom uit hom. Openbaring hoofstuk 22 vers 16 praat van Jesus en dit sê, ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan voor die gemeentes te betuig en so aan, ek is die wortel en die geslag van Dawid. Hy's Dawid se seun, maar hy's ook Dawid se Here. Nou jy onthou in die Ou Testament, wat het gebeur in die Ou Testament voordat iemand koning word of 'n priester word of 'n profeet word? Ja, hy's gesalf met olie, nê. Wat beteken die Hebreëse woord Messias? Gesalfde. Wat is die Griekse eweknie? Christus, nee, Messias en Christus is dieselfde woord, een is Hebreëus, een is Grieks. So Jesus is die gesalfde een, maar hy's nie met olyfolie gesalf nie. Waarmee is hy gesalf? Wel, Handelinge 10 sê vir jou, hy's gesalf met die Heilige Gees. Want hy het die Jesus gedoop is, wat het gebeur? Die Gees het op hom neergekom soos 'n duif. In Johannes hoofstuk 1 sê dit dieselfde, en Jesaja ook, verder aan. Nou hier sê dit in vers 2, die Gees van die Here sal op hom rus. Want hy in die Ou Testament, as die Gees op iemand gekom het, die Gees het gekom om daai koning toe te rus, sodat hy kan heers. Was die Gees permanent op hom? Nee. Maar hier sê vers 2, die Gees van die Here gaan op hom, die Messias, hy gaan op hom rus, permanent. Johannes hoofstuk 1 vers 32, Johannes die Doper praat, en hier is wat hy sê. Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom, op Jesus, hy het op hom gebly. Die Gees rus op Christus permanent. In Jesaja 42, vers 1, praat dit, is 'n voorspelling van die Messias wat kom, en sê dit, God sê nou, daar is my knegg, Jesus, daar is my knegg, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siele welbehae het. Ek het my Gees op hom gelê, hy sal reg na die nasies uitbring. Jesaja 61, vers 1, Jesus het mos hierdie verse aangehaal in Lukas 4, en hy het gesê, hierdie verse praat van my. Jesaja 61 vers 1, is amper of Jesus nou praat hier, die Messias praat, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring aan die nederiges. Hy het my gestuur om te verbind die wat gebroken is van hart, om vir die gevangenes vrylating te verkondig, vir die wat geboei is, die gevangenes te open. Nou hierdie Gees gee 'n drievoudige salwing vir die Messias in vers 2. Die eerste een, hy is die Gees van wysheid en verstand. So hy rus die Messias toe om te kan heers, om koning te kan wees, om te regeer. Tweede een, hy is die Gees van raad en sterkte. So hy rus die Messias toe om oorlog te maak teen sy vyande. Derdens, vers 2, die Gees van kennis en die vrees van die Here, hy rus hom toe vir geestelike leierskap. En dan sê vers 3 se eerste deel, die Messias, Christus, hy het 'n plesier, hy het blydskap daarin om God te vrees, om die wil van sy Vader te doen. Onthou jy hoe Jesus so vreugde daarin gehad het, as hy gesê het, my voedsel is om die wil van my Vader te doen. Ja, hy het 'n vreugde in die vrees van die Here. En dan, vers 3 sê, wanneer hy kom, hy gaan nie oordeel soos wat ons oordeel nie. Ons oordeel net volgens wat ons oë sien. Hy gaan nie so oordeel net wat hy sien en dan maak hy 'n opsomming nie. Nee, hy sien dieper as net die uiterlike. Hy gaan nie net oordeel sê vers 3 volgens wat sy ore hoor. As iemand sê, koning, ek het 'n boodskap vir jou, en sy ore iets fluister nie. Nee, hy oordeel nie volgens wat hy sien en hoor nie. Hy sien dieper. Hy sien die mens se hart. Jesus Christus ken jou motiewe, selfs wanneer jy daai goeie daad doen. Jesus Christus ken ons gedagtes. Hy sien diep in die mens.
In Johannes hoofstuk 7 vers 24 het Jesus gesê, moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel met 'n regte oordeel. In Johannes hoofstuk 2 vers 23 tot 25 sê dit die Jode het in Jesus geglo, vers 23 vers 24 sê, maar Jesus van sy kant af het hom nie aan hulle toevertrou nie. Hoekom nie? Vers 24, want hy het almal geken. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom aangaande die mens vir hom sou moes getuig en gesê, Jesus, het u geweet mense is so en so en so? Jesus, het u geweet mense dink hierdie slegte dinge in hulle harte? O nee, hy het nie nodig dat iemand dit vir hom sê nie, want hy self ken die hart van die mens. So hy kan regverdig oordeel. En vers 4, wanneer hy kom, sy heerskappy, hy gaan geregtigheid doen aan die armes. Hy gaan nie soos Israel wees nie. Wat het die Israeliete gedoen met die arme mense? Wel, hoofstuk 10 vers 2 sê vir jou. Hulle het die armes weggestoot van die gereg, ellendiges onder my volk van die reg beroof. Hulle het die weduwees uitgebuit. Hulle het die weeskinders geplunder. Die Messias gaan nie so wees nie, sê vers 4. Wanneer hy kom, hy sal reg doen aan die armes. Hy sal met billikheid oordeel vir die sagmoediges van die aarde. Jy onthou, Jesus het gesê in die bergprediking, die saligspreking in Matteus hoofstuk 5, in vers 3, dan praat hy en hy sê, geseënd is die wat arm van gees is. O ja, dis nie net die wat min geld het vir wie hy reg doen nie, ja, hulle ook, maar die wat arm van gees is. Dis nie net die sagmoediges, o jy het nou 'n sagte persoonlikheid, jy is oor die algemeen rustige mens. Nee, daar's iets in die hart dieper. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. In Psalm 72 is 'n psalm ook oor die Messias wat kom in sy koninkryk. Psalm 72 vers 2 en vers 4. Onthou as jy Engelse Bybel het, die verse indeling verskil bietjie. Vers 2, laat hy, Christus, u volk oordeel met geregtigheid en u ellendiges met reg. Vers 4, hy sal aan die ellendiges van sy volk reg verskaf, die kinders van die behoeftige verlos en die verdrukker verbrysel. En sê vers 4, hy sal die goddelose vernietig met die staf van sy mond, met die roede van sy mond. Nee, wat is die staf van sy mond? Wel, wat kom uit jou mond? Woorde, dis sy woord waarmee hy hulle gaan vernietig en oordeel. Ja, dis hoe hy is. Vers 4 sê, met die asem van sy lippe maak hy die goddelose dood. O, hierdie koning hoef nie eens op te staan van sy troon af om te veg teen sy vyande nie. Hy gee nie die woord en hy vernietig hulle. In Psalm hoofstuk 2 vers 9, ook 'n psalm oor die Messias wat gaan kom. Dan sê Dawid, u sal hulle verpletter met, hy praat van die Messias, hy sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stikkend slaan soos 'n kleipot. In Openbaring hoofstuk 19 vers 15 sê dit, uit sy mond kom 'n skerp swaard met 2 snykante en daarmee verpletter hy die nasies met sy woord. In 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 8 praat hy van die man van goddeloosheid, en daar's nou verskillende opinies oor hierdie teks, maar dit gaan oor Jesus wat sy vyande oordeel. Dan sê dit, dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hierdie slegte man, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg. Jesus vernietig hom net met die asem van sy mond, en deur die verskyning van sy wederkoms verwoes hy hierdie vyand van hom. Hy verskyn net, hy daag net op en die oorlog is verby. Nou in die Bybeltyd, jy weet, hulle het nie met langbroeke kerk toe gekom nie. So hulle het rokke gehad, selfs die mans. So wat gaan jy doen as jy oorlog maak en jy dra rok? Jy gaan op jou rok se soem trap en val met jou neus in die sand. So wat jy doen is jy tel jou rok 'n bietjie op en dan maak jy dit vas met jou belt, laat dit nie in die pad is nie. En nou sê vers 5, wanneer die Messias kom, ja, hy maak ook gereed vir aksie. Hy het ook 'n belt, hy het ook 'n gordel en sy gordel om sy heupe is geregtigheid en getrouheid. Maak hy gereed vir aksie om sy vyande te vernietig. Jy onthou in die Nuwe Testament, wat sê Paulus oor die gordel? By Efesiërs 6, die wapenrusting, die gordel van waarheid. So dis waarmee ons veg. Wanneer die Bybel sê, jy moet die wapenrusting van die Here aantrek, dit beteken die wapenrusting wat die Here vir jou gee, maar dit beteken ook die wapenrusting wat Jesus self aangetree het, soos hierdie teks sê. Dis getoets, dis veilig, dis sterk, dit werk.
Dis belangrik vir ons as Christene dat ons moet 'n verwagting hê. Ons moet uitsien, ons moet uitkyk vir hierdie regverdige heerskappy wat op pad is. Ja, Jesus is klaar koning, ja, hy heers klaar, maar dit gaan uiteindelik finaal vervul word wanneer hy kom. Nou as jy gaan seker maak, jy wil reg wees vir hierdie heerskappy, hierdie koningskap wat finaal op pad is, dan is dit belangrik, jy moet weet, Jesus Christus ken jou gedagtes. Want onthou, hy gaan geregtigheid bring. En as jou lewe een is vol van slegte gedagtes waarvoor jy lief is, jy moet onthou, Jesus ken jou motiewe. Moenie dink jy gaan hom flous nie. Jy gaan hom om die bos lei, want ek lewe soos 'n fariseer. Ek leef goed, maar hy weet nie wat my motiewe. Nee, hy weet wat jou motiewe is. Hy weet wat jou gedagtes is. Romeine 2 vers 16 sê, Jesus Christus gaan kom en die geheime dinge oordeel. Dit wat jy dink, net jy weet. Hy weet dit ook. Ons moet gereed kry, en jy moet vir jouself sê, as jy sonde lief het, vers 4 se einde sê, hy gaan die goddelose doodmaak. Hy sal jou doodmaak. En nie net jou liggaam nie. Hy gaan liggaam en siel in die hel werk. So nou moet jy vir jouself vra, het jy sonde lief? Is jy lief vir leuns? Hou jy daarvan om te skinder? En jou tong is los. Ek praat nie daarvan, het jy al daai sondes gedoen nie. Ek sê, is jy lief vir daai ding? Hou jy daarvan? Hou jy daarvan om bitter te wees? Jy wil nie vergewe nie. Hou jy daarvan om te beklei? Oral waar jy gaan, is daar beklei met mense, gebroke verhoudings. Hou jy daarvan om wellustig te wees? Hou jy daarvan om hoogmoedig te wees, om te steel, om te kroek, om seksueel immoreel, losbandig te wees, om mense se applaus te soek? Jy is altyd bekommerd, wat dink mense van my, hou hulle van my? Dis vrees vir mense. Hou jy daarvan om dronk te wees, om verslaaf te wees, om lui te wees, net te lê op die bank, heeldag? Hou jy daarvan om te kla, te kerm, te murmureer? Hou jy daarvan om geldgierig te wees? En so kan ons aangaan 'n hele lys van dinge noem. Is jy lief vir jou sonde? As jy is, die Here gee jy vanaand 'n opdrag. Ek weet jy's 'n kerkmens en ek weet seker meeste van ons is Christene, ek ken nie almal se hart nie, maar ek glo jy's 'n gelowige. Maar as jy lief is vir jou sondes, sê God se woord vir jou, jy moet jou bekeer. Jy moet ophou met jou sonde. Jy moet dit haat. Jy moet wegdraai daarvan. Jy moet berou hê daaroor. Jy moet glo, Jesus het aan die kruis die straf gevat, ook vir sulke sondes. Jy moet glo, Jesus het nooit sulke sondes gedoen nie. Hy het geen sonde in hom gehad nie. Hy was volmaak gehoorsaam. Jy moet glo, Jesus sal jou vergewe as jy berou het oor sulke sondes. Jy moet glo, Jesus red almal wat op hom vertrou, wat glo, hy is die een wat gesterf het aan die kruis vir sondaars, hy het opgestaan uit die dood. Glo in hom, al het jy sulke sondes gedoen, hy kan jou red. As jy dit doen, wat ek nou gesê het, glo, bekeer jou, dan gaan jy asem skep en moed hê wanneer jy vers 4 lees. Hy sal jou doodmaak as jy sondig, en hy kom in regverdigheid heers, maar as hy regverdig is met my, ek het daai sondes gedoen, dit beteken ek moet die straf kry. Wag. Jesus het daai straf gevat, en as jy op hom vertrou, hoef jy nie die straf te kry nie. Dan verklaar hy jou onskuldig. Hy het jou sonde op sy rekord gesit en daarmee afgereken aan die kruis. En dan sy perfekte rekord van gehoorsaamheid sit hy op jou boek. As jy op hom vertrou. En as hy regverdig met jou moet wees, wat kry jy dan? Dan kry jy die hemel. Want is nie jou geregtigheid nie, maar syne. Namens jou. So dis deel van sy regverdige heerskappy. Jy's 'n Suid-Afrikaner. Gaan jy nie verlig voel as daar uiteindelike regering is, uiteindelike heerskappy is, uiteindelik 'n koning is, waar daar nie korrupsie is heeltyd nie. Daar's nie heeltyd onderduimse dinge wat gebeur nie. Daar's nie onderdrukking nie. Daar's nie onreg nie.
'n heerskappy van geregtigheid. Ek sien uit daarna. Wat gaan die gevolg wees as jy dit verwag, as jy uitsien daarna na hierdie regverdige heerskappy, 'n heerskappy van geregtigheid? Wat sal die gevolg wees? Wel, Petrus sê vir jou wat die gevolg gaan wees. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 13 en 14. Vers 13 sê, ons verwag, daar's dit, ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Wat gaan die effek wees as ons dit verwag? Vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle om vlekkeloos en onberispelik, heilig voor hom bevind te word in vrede. Dit gaan jou dryf om heilig te wees, om te sê, 'n heerskappy van geregtigheid, ek wil seker maak, ek's gereed om die Here te ontmoet, en ek lewe soos hy sê. So dit is koning van geregtigheid, nommer 1. Nommer 2, koning van vrede, vers 6 tot 9. Het jy op skool geleer van Harry Woliter? Ek onthou ek het dit geleer, ek dink ek was in graad 2, standaard 2, graad 4. Harry Woliter was 'n jagter en hy was een van die eerste wildbewaarders in die Kruger Wildtuin. Een aand na sy werk, toe ry hy in die wildtuin op sy perd in 'n area waar hy geweet het, daar's nie leeu's nie. So het hy gedink. Dis nou aandskemer en so sy perd hier in die pad opgery kom en sy hond boel saam met hom. Toe hoor hy geritsel in die gras en 2 diere spring op en hy dog dis rietbokke, want hulle is in daai area, daai gebied van die wildtuin. En toe hardloop hulle nie weg soos hy dink nie, hulle spring op en hardloop na hom toe. Toe is dit 2 leeu's, want hy kon eers nie sien in die aand skemer en toe hulle nader kom sien hy's leeu's, draai sy perd om en hy hardloop, maar natuurlik is te laat om nou te begin hardloop. Die leeu's is op hom, een leeu gryp hom van die perd af, die ander leeu is agter die perd aan. En sy hond boel agterna. Hierdie leeu gryp hom aan die skouer en hy lê op sy rug met sy bene so agterdeur na die leeu se stert toe en die leeu loop so wysbeen en hy sleep hom in die veld. En hy begin dink, gaan hierdie leeu my lewendig eet, gaan hy my eers doodbyt en hy dog dit is nou maar die einde van my lewe en sy geweer het ook in die gras geval toe die perd skrik en hardloop. En hy het 'n mes altyd in sy regter sy, aan sy regter heup, maar die mes het nou al 'n paar maal maklik uitgeval. En hy dog, laat hy die kans probeer. Hy steek sy linkerarm aan die regterskouers en die leeu se bek, linkerarm so om en hy voel hier is die mes. Hy haal die mes uit en hy dink hy het een kans. As hy hierdie leeu nie doodsteek nie, gaan die leeu hom doodmaak. En hy steek sy linkerarm om agter die leeu se linkerskouer en hy dink gaan hom in die hart steek. En hy voel mooi en hy voel mooi en hy steek 2 keer vinnig. En haal die mes uit en hy steek 'n 3de keer in die leeu se keel en hy steek die slagaar en die bloed spuit oor hom. En die leeu los hom en brul hard en hardloop of vlug toe in die lang gras in. Hy staan teen 'n verskriklike pyn en hy dink hierdie tweede leeu gaan terugkom. Hy gaan nie die perd vang nie, hy gaan terugkom na sy ma toe en hy gaan my kom doodmaak. Hy vat sy vierhoutjies en hy kan nie sy regterarm gebruik nie en hy sit die vierhoutjie in sy mond en die vierhoutjie in sy hand en die plek waar hy moet aansteek in sy mond en hy probeer dit aan die brandsteek wil die gras brand sodat die leeu nou verdryf word. En hy probeer dit, maar ongelukkig daar's klaar dou op die gras. Gras is te nat om in die brand te steek. Hy kyk, hy moet nou 'n boom kry om in te klim en hy wil nie boom klim, maar hy sien nou oral die bome se mikke is te hoog. Hy gaan nie in die bome kan klim nie. En nie met sy regterarm wat te seer is nie. En uiteindelik kry hy 'n boom wat laag genoeg is, klim in die boom, klim 'n end op en hy voel flou en die pyn en hy het baie bloed verloor en hy's dors. Hy het die hele dag nie water gehad nie en hy besluit wel hier moet hy nou sit. Hy vat sy belt, maak sy belt los en hy maak homself vas aan die tak met sy eie belt. En net soos hy verwag het, die tweede leeu kom terug en die leeu kry hom.
by daai boom, die leeu sien hier sy en die leeu begin die boom klim. En hy skree op die leeu en hy sê die skok, soos hy nou skryf in die autobiografie, die leeu nogal geskrik toe hy nou op die leeu skree, maar hy het geweet, gaan die leeu weghou nie. Genadiglik kom sy hond, die hond se naam is Bull, kom die hond aangehardloop, die hond storm die leeu. En die leeu draai om en nou bly die hond net ver genoeg dat die leeu hom nie kan kry nie en hy blaf en hy trek die leeu se aandag af. Harry wag vir omtrent 'n uur lank in die boom voor hy het geweet sy werkers met een of ander tyd daar verbykom. Toe kom een van die werkers en hy skree vir hom uit die boom uit, daar's 'n leeu in die gras, daar's 'n leeu in die gras. Die werkers spring ook in 'n boom. Klim in 'n boom, kruip weg of om nou weg te veilig te wees, dat die leeu hom nie kry nie. Later kom nog 'n paar werkers met hulle donkies daar. En hy skree vir hulle, daar's 'n leeu, daar's 'n leeu. Hy vertel hulle wat gebeur het. Hy die ander werker intussen vertel dat in die boom was wat gebeur het. En hy sê vir hulle met 'n paar skote vuur om die leeu te probeer afskrik. Hulle doen dit. Hulle hardloop dadelik na die boom toe. Hulle maak gou-gou 'n vuur daar sodat hulle die leeu kan probeer weghou met die vuur. En hulle help vir Harry uit. Hy vra dat hulle water in 'n kalbas gebring, hulle het nie water nie. En die wond moet skoon gemaak word, hy's dors, hy voel hy gaan doodgaan hier. Hulle moet 9.6 km stap in die nag na die naaste watergat toe. En die leeu volg hulle. En nou, gelukkig, Bull hou die leeu weg. Hy blaf heeltyd en hulle het assegaaie en weet so aan, as die leeu sou kom. En uiteindelik, die leeu het hulle vir 'n ver pad gevolg, uiteindelik skud hulle hom af, kom by die watergat, dis droog. Daar's nie water nie. En daar's hytjies, en so Harry gaan in een van die hytjies en hy lê daar, en die werkers gaan soek vir water ergens, hulle kry uiteindelik water, maar dis modderwater, maar is beter as niks, hy drink van hierdie modderwater, en was die wond met die modderwater, en natuurlik die aand, hy het pyn, hy het koors, hy kan nie slaap nie. Volgende dag, hy sê vir die werkers, daai leeu, ek het die leeu met 'n mes doodgemaak. Hulle glo hom nie. Sê is onmoontlik, jy kan die leeu met 'n mes doodmaak nie. Hy sê ek het, gaan kry die leeu en bring sy vel terug en sy skedel terug. Hulle doen dit, kry die leeu, bring die vel terug, bring die skedel terug en sy maag, toe die maag oopsny, die maag is leeg. Geen wonder die leeu wou hom eet nie. En hulle het die hart uitgesny en vir hom gebring met die 2 steekwonde waar hy die leeu doodgesteek het. En so genadiglik Harry Woliter het hierdie aanval oorleef. Nou kontrasteer dit met Jesaja 11 vers 6 tot 9, die teks wat ons nou gaan bestudeer. Na die geregtigheid in vers 1 tot 5, die koning, die Messias wat kom, wat die goddelose doodmaak, wat is die gevolg nou? Vers 6. Vrede. 'n koninkryk en heerskappy van vrede. Jy sien in vers 6, die wrede wolf lê langs 'n sagmoedige lammetjie. Daar's vrede. Jy sien in vers 6, 'n luiperd, 'n dodelike luiperd, wat lê langs 'n hulpelose klein bokkie, lê die luiperd en die bokkie op die gras. 'n kragtige leeu, vers 6, saam met nie enige kalf nie, 'n vetgemaakte kalf. Daai kalf wat vet en sappig is. Jy wil hom slag, jy wil braaivleis hou. Daar lê die leeu en die kalf. Wysaam. En dan sien jy in vers 7, 'n sterk beer en 'n skadelose koei wysaam. En is dit mense wat hulle mak gemaak het? Is dit hoekom hulle so wy? Wel, nie volgens vers 7 nie, want dit sê hulle kleintjies lê by mekaar. Hulle kleintjies lê en speel op die gras. 'n kalfie en 'n beer. Dis instink. Dis nie net in hulle nie, dis in die volgende geslag en in hulle kleintjies en in hulle kleintjies. Dis hoe dit nou is voortaan. Want die Here het dit so gemaak. En dan sien jy in vers 7, die leeu eet strooi, hy eet gras soos 'n bees. In Jesaja 65 sê dit dieselfde in vers 25. Hy praat ook van hierdie tyd van vrede wat kom. En dan sê hy, die wolf en die lam sal saam wei, die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, sê die Here. En dan sien jy, as die leeu gras eet soos 'n bees,
Waaraan laat dit jou dink? Is daar 'n ander vers in die Bybel wat iets praat van diere wat plante eet en net plante eet? Ja, Genesis 1, vers 30, toe God die aarde gemaak het, so dit keer terug na die normale orde soos dit moes gewees het en moes gebly het, maar dit het nie. Vers 8 sê, 'n babietjie, 'n kleuter, kan dood rustig wees, kan veilig wees met kobras en adders om hulle. Giftige slange. Waaraan laat dit jou dink? Kinders, slange, vrou se nageslag, slang se nageslag. Genesis 3 vers 15, die vloek. Ja, dit was 'n vloek dat Christus, die nageslag van die vrou, dat Jesus Satan se kop gaan vermorsel, maar dit was ook gesê dat die vrou se nageslag nie net Christus nie, en die slang se nageslag, tussen die slang en die vrou gaan daar vyandskap wees. Nou is dit omgekeer, die vloek is gelig. Dis herstel. Vers 9 sê, op God se heilige berg, oral in sy heilige berg, wat sy heilige berg? Sion, Jerusalem. Vers 9 sê, daar gaan geen verderf wees nie, daar gaan nie kwaad wees nie, diere gaan nie mekaar doodmaak nie, diere sal nie mense doodmaak nie, daar gaan vrede wees. Verduidelik, asseblief. Hosea 2 vers 17. Ek dink as jy 'n Engelse Bybel het, is dit seker vers 18. Hosea 2 vers 17 sê, verder sluit ek in die dag, die Here sê, ek sluit vir hulle verbond met die wilde diere van die veld, met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde. Ja, boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land. Ek sal hulle in veiligheid laat rus. Wat's die rede vir die vrede? In vers 9. Wat is die rede? Hoekom is daar vrede? Wat sê vers 9? Want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Dis hoekom daar hierdie vrede sal wees. Habakuk 2 vers 19 sê presies dieselfde. In Psalm 72 wat ek net nou uitgelees het, die Psalm oor die Messias wat gaan kom, vers 19 sê, prys sy naam vir ewig, sy heerlike naam. Laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Want die evangelie sal versprei onder al die nasies. Almal sal die goeie nuus van Christus hoor. En as die aarde vol is van die kennis van die Here, sal hierdie vrede kom. Nou, ek weet, ek is 'n postmillennialist, Leon is 'n almal, en ek dink oom Andries is al 'n primo. Al wat dit beteken, dat ek nou nie te veel uitbrei daaroor nie, want dis nie waar die preek gaan nie. Maar laat ek het hierdie vraag, as dit nie postmillennialisme is nie, weet ek nie. Dat soos wat die evangelie van Christus versprei, soos wat mense Christus ken, soos wat dit die eindes van die aarde bereik, al die nasies bereik, sal daar 'n goue tydperk, of 'n goue tydperk van vrede wees, soos wat Jesaja 11 sê. Nou, hierdie uiteindelike vrede, Leon, ek gaan nou opkom vir jou, en vir jou eindtydsiene. Uiteindelike vrede kan net kom deur Jesus en sy evangelie. Enige iemand wat iets anders sê, verwerp daai lering. En ek gaan nou vir jou praktiese dinge gee. Moenie mense glo wat anders sê nie. Luister, deur Jesus Christus se kruisdood het hy verseker die vloek wat op hierdie skepping is, sal finaal omgekeer word, maar ons het nog nie al die voordele daarvan nie. Daar is nog siekte in die wêreld. Daar is nog swaar kry in die wêreld. Daar is nog hartseer in die wêreld en daar is nog dood in die wêreld. Daar is nog sonde. So Jesus verseker dit gaan eendag alles weg wees, maar dit is nog nie alles weg nie. En so verwerp lering wat sê, soos Joel Osteen se boek, Your Best Life Now. Dis eenvoudig onrealisties en onbybels. Dis vals lering. Dit is nie jou beste lewe nou nie. Alles is net wonderlik. Of soos ongelukkig in sekere kringe en op DBN se predikers wat vals lering is, die prosperity ouens, en ons hier en daar 'n goeie ouetjie, nie prosperity predikers nie. Maar daai is vals lering.
om te sê, dit gaan altyd health, wealth and prosperity. Alles gaan voorspoed wees. Alles, jy gaan gesondheid hê. Jy kan dit bestraf. Een ou het vir my dit gesê. 'n klomp jaar terug, toe sê die ou, ek glo Christene kan nie siek word nie. Ek glo as siekte kom, ek bestraf dit net in die naam van Jesus. Luister meneer, jy's nog nie in die hemel nie. Dis nog nie wat dit moet wees nie. En so ons sal nog op aarde swaar kry. Moenie dink jy's op 'n plek, ons spreek dit net uit, ons bestraf die siekte. Wat van politiek? Moet ons vrede soek deur politiek? Moet ons sê, as ons net 'n beter regering het, net 'n beter leier, dan sal ons vrede hê in ons wêreld? Skryf dit op jou maagie en vee dit met jou hempie af, vergeet dit. Daar sal nie vrede kom deur politiek nie. Daar kan net vrede kom deur die verspreiding en die oorwinning van die evangelie van Jesus Christus. As jy dink dat ons gaan vrede hê in hierdie wêreld, ons kan nou al altyd voorspoed en altyd rykdom hê in hierdie wêreld, soos die health, wealth and prosperity ouens sê, jy gaan bitter teleurgesteld wees, jy gaan verward wees, jy gaan hopeloos wees as die eerste beproewing tref. Jy gaan dit nie verstaan nie. Ek het dit gesien 'n paar weke terug. Iemand wat so glo. En dan kom die beproewing en jy's hopeloos. Jy het geen rots onder jou voete nie. Jy het niks om op te staan nie, want jy dink in hierdie wêreld al moet dit so gaan. Dit gaan nie. Ons wag vir hierdie tyd wat Jesaja van skryf. Is dit nie beter om die evangelie te preek nie? Is dit nie beter om te bid dat die goue tydperk van vrede sal kom nie? Nou as jy, Leon, jou siening, die ouens wat almal is, die ouens wat primal is, wat glo in 1000 jaar presies van vrede op aarde, Jesus heers hier as koning op 'n troon in Jerusalem, of my siening postmal, het maak op die einde nie eintlik saak nie. Die punt is, daar kom 'n tyd van vrede, wat ons moet op hoop, waarna ons moet uitsien, ons verwagting. As jy universiteitsvlak wiskunde wil doen, op universiteitsvlak wil studeer, dan moet jy die alfabet ken. En jy moet graad 1 wiskunde ken. Jy moet die basiese fondasie hê van 1 + 1, 2 × 2 en daai tipe dinge. Maar beteken dit jy gaan vir die res van jou lewe graad 1 wiskunde handboeke koop? En vir die res van jou lewe graad 1 spelboeke koop en storieboekies en dit lees? Jy sien, in 'n sekere sin is Kersfees die alfabet. En is Kersfees graad 1 wiskunde. Sonder Kersfees kan jy nie verlossing hê nie. Jy kan nie ewige vrede in die hemel hê sonder Kersfees nie. Jesus moes kom, hy moes mens word. Maar moenie vashak by Kersfees nie. Begeer en verwag 'n groter vrede wat kom. Ons dank U, Here, met groot lof en eer en aanbidding vir Kersfees, maar ons gaan verder, Here. Ons verwag 'n vrede wat blywend gaan wees. 'n vrede wat ewig is. Deur Jesus se koms, deur 'n tydperk van vrede en deur ewige vrede saam met U in heerlikheid. Ons bid dat U dit in ons harte sal inprent en opskryf, dat ons in ons gewoel, wanneer ons Januarie almal terug is by werk, terug is by skool, nuwe jaar en die jaar is besig en aan die gang, dat ons nie so aan die hardloop sal wees, dat ons vergeet om stil te staan en te dink, en te verlang en te begeer na hierdie tyd waarvan Jesaja praat nie. Amen.